and save. Jesus is his name. Christ alone the way. He reigns. Although we come again in Hy wil vir hulle dankie sê. Paulus wil vir die Filippense dankie sê vir hulle bydrae wat hulle aan hom gemaak het, maar hy gebruik ook die geleentheid, soos wat hy skryf, om vir hulle te vertel oor hulle vrede in die Here Jesus, oor hulle eensgesindheid wat onder hulle moet sigbaar wees as 'n gemeente, en hy waarsku hulle oor die sogenaamde versnyding. Ons het dit 'n paar weke gelede hanteer. Dit is die Judaizers wat van die Christene Jode wou maak deur die besnydenis. Maar wat hierdie brief eintlik besonders maak, as ons nou so aan die einde van dit kom, is dat die man wat dit skryf onder huisarrest gesit het. Onder die wakende oë van wat ons glo Romeinse soldate was, terwyl die Here nog steeds sy blydskap in Paulus kom duidelik maak, en Paulus sy blydskap in die Here kom duidelik maak, ten spyte van sy omstandighede. Nou wil ek julle net gou uitnooi om saam met my te lees, daar vanaf vers 4 af julle, in hoofstuk 4, ons gaan lees tot met vers 9. Hy sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees, skryf Paulus. As jy nou skerp is, dan sal jy weet dat ek so 'n paar weke gelede ook uit hierdie teksgedeelte uitgepreek het. Kom ek sê maande, nee, 'n paar maande gelede. Maar toe begin ons met die reek, so ek kom nou weer by hom uit. Het is goed om dieselfde waarheid 2 keer te hoor, maar gelukkig klink hy nie presies dieselfde nie. Die God van vrede sal met julle wees, sê Paulus. Nou, in sy boek Thinking in the Future Tense, skryf 'n man met die naam van Edward Lindeman van 'n tendens onder die huidige generasie wat hy noem the cafeteria culture of our age. Nou dink gou aan wat jou ervaring is van 'n cafeteria. Dit is 'n redelike gemaklike plek, né? So Edward Lindeman skryf van the cafeteria culture of our age, en wat hy daarmee bedoel is, dat daar vandag veral onder mense die geneigtheid is om weg te skram van die lewe se onplesierige dissiplines. Let wel, hulle skram weg van dissiplines, né, wat goed is vir hulle. En enige iets wat moeite of inspanning of konflik sal kos, net om te jaag na die dinge wat vir hulle onmiddellike plesier en satisfaksie sal gee. Dis die cafeteria culture van ons tyd. En mense sou dink dat dit 'n tendens is wat veral onder mense posvat wat nie die Here ken of wat nie sy woord ken nie, maar weet julle, dis onder gelowiges ook 'n probleem. En dit word soort van aangehelp deur oortuigende predikers wat die oorvloedige lewe verkondig en in die proses baie belangrike dele van die evangelie uit te los, wat positiewe denke bevorder. As ek praat oor positiewe denke, moenie dink ek teen dit nie. Die Bybel op baie plekke leer ons verseker oor ons denke, om gesonde beheer toe te pas daaroor, maar meeste van hierdie positiewe prediking versuim om die lewensbelangrike waarheid van Christus se offer vir sonde en sy vereiste vir 'n heilige lewe te verkondig. Jy sien, die cafeteria culture wil nie dit hoor nie. Hulle wil nie hoor hulle moet 'n heilige lewe leef nie. Hulle wil nie van die bloed aan die kruis hoor nie. En so loop baie gelowiges, kerkgaande mense, kan ek maar so sê, rond met 'n onbybelse idee van vrede en vreugde
wat baie maal net bestaan daaruit om genoeg infrastruktuur te hê, om genoeg kapitaal te hê, om geld te kan spandeer, om goederes te versamel, om gedurig te jaag na nuwe ervarings. Dis waar die lewe gaan. Maar daar's 'n baie groot probleem met daai ingesteldheid. Dis nie die vrede en die vreugde wat God noodwendig beloof nie. Daai dinge kan ons uit die aard van die saak ook nie ons vrede en ons vreugde vind nie. Dit weet ons teen hierdie tyd. Maar as ons idee van vrede en vreugde slegs afhang van al die dinge waarop ons geld kan spandeer, of alles wat ons kan versamel, of die een lekker ervaring tot die volgende. Wat sal gebeur as alles wat ons versamel skielik verroes en opraak en klaar raak, of ons geliefdes begin sterf, of ons gesondheid begin agteruit gaan, of iemand steel ons geld. Daai beleggings waarna ons so vashou, verdwyn. En die hele partytjie kom tot 'n einde. Wat gebeur dan? Gewoonlik, gebeur die volgende. Die sogenaamde vreugde en vrede wat mense gehad het in hulle lewens, vlug baie vinnig by die deur uit, en al wat oorbly is 'n gevoel van wanhoop. Absolute wanhoop en wêreldsmart. Wat dit is. Hoekom gebeur dit? Dit gebeur as gevolg van misplaaste hoop. Misplaaste hoop. Sonder dat die mens dit agterkom, sonder dat 'n gelowige dit kan agterkom, kan hy baie maklik sy hoop plaas op dinge anders as die standvastigheid in God self. En tog, in teenstelling met dit kom die woord en leer ons oor goddelike vrede en goddelike vreugde. Daardie soort vrede en vreugde wat net in 'n lewende verhouding met Christus gevind kan word. Ek wil dit ondubbelsinnig sê vanoggend. Vrede en vreugde, ware vrede en vreugde, kan net in 'n verhouding met Christus gevind word. 'n Lewende verhouding. Goddelike vrede en vreugde wat nie gekenmerk word deur 'n angstige vreesagtigheid om die hele tyd uit te mis op die lewe nie. Of om heeltyd te probeer inpas oral nie. Maar vrede en vreugde wat 'n inherente, amper onverklaarbare standvastigheid is in die innerlike mens. En Paulus, as hy hier skryf van vers 4 af aan die Filippense, roep hulle op, juis tot hierdie innerlike standvastigheid waarna ek nou verwys, sodat hulle die al ewige angstigheid, wat so dikwels aan hulle kom knaag, kan vervang met God se definisie van vrede en vreugde. En so, as 'n begin, wat ons leer uit die skrifgedeelte uit vanoggend, kan ek nie begin om met julle te deel, as ek nie eers met julle praat oor waar vrede en vreugde sy oorsprong vind nie. Dink gou, waar begin vrede en vreugde? Jy kan hierdie neerskryf as jy wil. Maar die vrede en die vreugde van God begin by versoening met God. Dis waar dit begin. Ek wil dit sommer sê, dis nie eers op my blaadjie vanoggend nie, maar as jy nie vir God ken nie, sal jy nie vrede ken nie. Om werklik vir God te kan ken en om werklik vrede en vreugde in hom te kan beleef, hang daarvan af of daar werklik vrede is tussen 'n persoon en God. Aangesien elke mens in hierdie wêreld inkom met 'n ingeboude weerstandigheid teen God, is elke mens natuurlike inklinasie om in vyandskap te wees met die een wat hom gemaak het. Dis so. Dawid skryf daaroor in Psalm 51, na sy sonde met Batsheba. Hy sê in vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. So daar's nie van nature vrede tussen God en die natuurlike mens nie. Maar hoe ontstaan daar dan vrede tussen God en mens? Ons wat hier sit weet dit. Jesus sê dit in Johannes 3. Jy moet weer gebore word. Die geestelike wedergeboorte loop hand aan hand met bekering. Wanneer mense met 'n oortuiging van hulle eie sonde en ongeregtigheid in geloof na Christus toe draai vir die vergifnis van hulle sonde en hulle die vryspraak van God kan ontvang. Hoor net hoe stel Romeine 5 vers 1 hierdie gedagte as dit praat van gelowiges wat die vryspraak van God ontvang het. Omdat ons dan uit geloof geregverdig is,
het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. So, 'n gelowige wat die vredesoffer van God in Christus aangeneem het, staan nou nie meer onder veroordeling nie. Maar Romeine 8 vers 1 sê vir ons, daar is geen meer veroordeling vir hom wat in Christus is nie. Daar is vrede tussen so 'n persoon en God. Nie net het God die gelowige vrygespreek van alle skuld nie, maar hy het hom ook naby hom gebring. Ons het nou die identiteit van 'n kind. Ons het kindskap ontvang. Ons kan met die Vader praat deur Jesus asof hy ons Vader is, want hy is. En die gevolg is vrede tussen God en mens wat lei tot vreugde in die hart van die mens. Maar dit kan net gebeur, julle, dit kan net gebeur wanneer die mens sy verlore toestand besef en sy behoefte vir Christus erken en in die geloof draai na Christus toe en erken, Here, ek is verlore. Ek is verlore, ek het U nodig. Ek gaan die verderf tegemoet. Help my. Ek is 'n sondaar. Goddelike vrede en vreugde begin by versoening met God, deur die vryspraak van God wat kom deur die geloof in die Seun van God. Nou Paulus, julle. Ek sê Paulus, dan kyk ek vir Paul in die oë vanoggend. Hier sit 'n Paulus tussen ons. Paulus hier in Filippense 4 skryf aan mense wat reeds vrygespreek is deur God. So hy skryf aan Christene in die ware sin van die woord. Hy skryf aan mense wat reeds vrede gemaak het met God en wat deur Jesus versoen is met God. Maar omdat gelowiges ook ongelukkigheid, angstigheid, onsekerheid in hierdie wêreld kan beleef, wil hy hulle versterk in die Here en hulle herinner waar hulle eintlike vrede en vreugde behoort te lê. En daarom is dit belangrik dat hy ook die Filippense se oë moet vestig op die eintlike bron van hulle vreugde en vrede. Hy sê vir hulle daar in vers 4 en 5, ekskuus. Hy sê vir hulle, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, sê hy, verbly julle. So hier's 2 oproepe aan die Filippense om hulle te verbly. Maar is 2 oproepe met een baie belangrike klem. Hulle moet hulle verbly. Nie in waar hulle bly, daar in die Romeinse kolonie nie, of in wat hulle miskien kry, in die spesifieke beroepe wat hulle noodwendig beoefen nie, maar hulle moet hulle verbly in die Here. Al daardie dinge waarin mense vandag ook hulle vreugde en hulle vrede soek, soos waar mense bly, hoeveel hulle kry, wat hulle ry, al daai dinge, hulle sal op die einde van die dag in elk geval onklaar raak, dit sal opraak, dit sal breek, dit sal teleurstel. Dit sal teleurstel, maar die werklike vrede en vreugde wat net God kan gee, is nie iets wat beïnvloed word deur eksterne faktore wat afhang van omstandighede nie. En ek sê dit net weer, die wêreldse idee van vrede en vreugde word deur daai dinge beïnvloed. Maar die wêreldse idee van vrede en vreugde is baie kortstondig en is wisselvallig, dit hou nie water nie, stel teleur. Goddelike vrede en vreugde is gebou op vertroue in die soewereine, lewende, ewige God wat sy beloftes hou. Hy hou sy beloftes. En wie deur sy gees nou in die kind van God woon, ongeag wat die uiterlike omstandighede mag wees. God is ewig. Die apostel Paulus is 'n sprekende voorbeeld van iemand wie se uiterlike omstandighede, wil ek amper sê, beroerd was. Het klink amper te goed om waar te wees dat 'n man wat in gevangenskap sit, vir 'n gemeente moet skryf om hulle te verbly. Gewoonlik sal jy dink dat 'n gemeente moet skryf vir die gevangenes, om hulle te verbly in die Here, maar hier is dit omgedraai. Hy skryf vir die gemeente en hy leer vir die Filippense 'n baie belangrike les. Jy kan dit op 2 maniere sê. Hy leer hulle dat hulle innerlike belewenis nie hulle uiterlike omstandighede hoef te reflekteer nie. Of anders gestel, hy leer hulle dat hulle uiterlike omstandighede nie hulle innerlike belewenis hoef te beïnvloed nie. Maak sin, hè? Maak vir my definitief sin.
Nie as hulle vrede het met God nie. Nie as hulle in Christus is en Christus in hulle nie. Want Christus is die gelowige se vrede. Hoe kan ek dit sê? Wel, Efesiërs 2 vers 14, nê? Daar maak Paulus dit so duidelik soos daglig, as hy van Christus praat en hy sê, hy is ons vrede. Christus is ons vrede. Hy praat daar in 'n ander konteks, hy praat van hoe God die skeidingsmuur tussen Jood en Gentile afgebreek het. Maar wat ek wil hê ons moet hoor in daardie gedeelte is dat Christus ons vrede is en dat hy die een is wat sondaars met God versoen deur die evangelie. Vir my persoonlik maak net daai gedagte alleen, net daai gedagte alleen eintlik klaar 'n baie groot verskil vir hoe ek krisisse kan hanteer. Weet verseker julle dat goddelike vrede ontstaan wanneer mense deur Jesus versoen is met God. En die vreugde van God sal die gevolg wees. En tog is dit nie al wat Paulus sê nie. Kyk gou na vers 5. Hy sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Nou, al is vriendelikheid 'n natuurlike byproduk van vreugde in die Here, stel die English Standard Version dit so 'n bietjie anders, dit sê, let your reasonableness be known to everyone. Die New American Standard Bible sê weer, let your gentle spirit be known to all men. Hoekom is daar reasonableness in mense? Hoekom is daar 'n gentle spirit in mense? Hoekom is mense vriendelik, maar waarlik? Want hulle is versoen met God. Daar is nie meer vyandskap tussen hulle en God nie. Die werklikheid van hulle redding kom deur in hulle alledaagse lewe. Dis wat hy hier aanraak. En wat in ons Afrikaanse Bybels vertaal is na vriendelikheid toe, kan ook beter verstaan word as bedagsaamheid of inskikkelikheid. Dit is albei eienskappe wat belangrik is vir gemeenskappe van gelowiges. Hy roep hulle op tot 'n ingesteldheid wat die beste soek vir almal. Hulle maak nie 'n kompromie met die waarheid nie. Dis nie wat hulle doen nie, maar hulle soek die beste wat vir almal die beste is, nie net vir wat een individu pas nie. Hulle is inskikkelik en bedagsaam en vriendelik teenoor mekaar. En die Filippense moet dit onthou. Hoekom? Want hy sê in vers 5, die Here is naby. Die Here is naby. Maar dis nie die enigste rede hoekom hy hulle wil herinner, die Here is naby nie. Hy wil ook vir hulle herinner dat hulle vreugde in Jesus, op daai groot en glorieryke dag van Christus se verskyning, ten volle verwesenlik sal word. Ons het dit nou gesing, julle. We will see him. We will know him. Oh, what heights of grace revealed. Daar gaan nie 'n dag soos dit wees nie. Weer, dink ek nie. Dis die toppunt van vreugde en daarna vreugde vir ewig. Maar wat ek en jy nou huidig beleef, kan nie vergelyk met dit nie. Gelowiges sal 'n oortreffende mate van vrede en vreugde ken op daai dag. Maar voordat daai dag aanbreek, is dit belangrik dat ons vir onsself sê, julle, dat ons nou al in die vreugde en die vrede van die Here mag wandel, want ons het 'n verhouding met hom. Ons is versoen met die Vader. Deur die Seun Jesus. Dis ons eerste gedagte. Dis 'n lange, ek weet. Maar dit bring ons by ons tweede hoofgedagte, en as jy 'n pen het, kan jy dit ook neerskryf. Julle, die vrede en die vreugde van God kom tot volle reg wanneer gelowiges werklik bid. En wanneer hulle werklik bid met onverbloemde harte. Wat presies bedoel ek met 'n onverbloemde hart? Ek het 'n vorige keer toe ek hierdie gedeelte ook gepreek het gesê dat 'n onverbloemde hart eintlik maar net 'n eerlike hart is. 100% eerlike, 'n openlike hart of 'n opregte hart. Dit is soortgelyk aan 'n deursigtige hart. Maar die beste manier om hierdie tipe hart te beskryf is dat dit 'n hart is wat die vrymoedigheid kan neem om te sê wat op die hart is as jy by God is.
En dis juist hoe Paulus die gelowiges vanaf vers 6 aanraai om te bid. Hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed, smeking, met danksegging bekend word by God. So hy sê eintlik in nie soveel woorde nie. Filippense, gelowiges 2000 jaar later wat hierdie brief lees, het jy enige iets op die hart? Maak dit bekend aan God. Het jy bekommernisse en besorgdhede? Maak dit bekend aan God. Het jy begeertes? Maak dit bekend aan God. Is daar iets waarvoor jy dankbaar is? Maak dit bekend aan God. Moet niks terughou nie. Maak dit bekend aan God. Jy het 'n verhouding met hom. Dis waarmee Paulus op pad is met hulle. Hy adviseer die Filippense om vir al hulle angstighede te verander in hartstogtelike gebede. Maar dit sou beteken dat hulle letterlik alles sou moes bekend maak aan die Vader. Alles. En baie belangrik dat hulle hom dan met daardie alles sal moet vertrou. Kom ek lees net weer ons tweede hoofgedagte vanoggend julle, want daar's iets wat ek wil hê ons moet hoor. Die vrede en die vreugde van God kom tot sy volle reg wanneer gelowiges werklik bid met onverbloemde harte. Ek wil klem lê op die feit dat gelowiges werklik moet bid. Ek weet ek is nie die enigste een nie, maar so baie maal troos ons onsself met 5 minute se gebedjies op die kopkussing voor ons gaan slaap. Of ons bid hierdie selfgerigte gebede. Alles gaan net oor my en my gemak en my vooruitgang. Alles draai net rondom my. Selfgerigte gebede, sonder dat ons die wil van God soek. Of ons gaan na die Here toe met 'n kitslys van versoeke, nê, wat ons net so voor hom gooi. Ons gooi dit so voor hom, net om dadelik daarna as ons amen te sê, alles weer op te tel en te hardloop met dit. Hoekom het ons gebid? Maak nie saak hoe goed ek en jy ons lewens beplan nie, julle. Ons moet dit vir mekaar sê vanoggend. En moenie ophou beplan nie asseblief, maar ons is nie in beheer nie. Ons is nie in beheer van ons lewens nie. Ons wil baie maal voel of ons in beheer is. Sê as jy soos ek is, jy wil voel jy's in beheer. Ons wil baie maal beheer neem en dan sondig ons in die proses, want ons oorskry die grense van God baie maal. Dan sondig ons. Die werklikheid is God alleen is in uiteindelike beheer. En so as ons na die Here toe gaan met ons versoeke, met ons begeertes en met ons smeking, met ons gebede, dan verwag hy van ons dat ons die reg van die gevoel van beheer sal oorgee aan hom en hom sal vertrou daarmee. En erken, ek is nie God nie, hy is God. Hy verwag van ons dat ons hom werklik vertrou, julle. Ek vind baie troos in die bergpredikasie. Dit is my so gerusstellend as ek hoor hoe Jesus op verskeie dele daarin in hoofstuk 6 van Matteus sê, kwel julle nie. Kwel julle nie. Dan kom hy daar by Matteus 6 vers 33 en dan sê hy, maar soek, dankie, wind. Die wind het vir ons die deur toegemaak. Kwel julle nie, maar soek, wat? Eers die koninkryk van God en al hierdie dinge, nou wil ek 'n hakies byvoeg, wat julle nodig het as disippels van Jesus, sal vir julle toegevoeg word. Nie al hierdie dinge van rykdom en weelde nie, maar alles wat ons gaan nodig hê as disippels van Jesus, sal ons ontvang. Kom ek lees dit vir jou, julle, dat jy sien ek jok nie vanoggend vir jou nie. Matteus 6 vers 25 en verder. Dis 'n redelike lang gedeelte, maar luister mooi, wat sê die Here Jesus? Hy sê, moenie julle kwel oor julle lewe, en wat julle sal eet, en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel 1 L by sy lengte voeg? En wat kwel julle oor klere?
Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie, hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? En dan sê hy nogals hierdie skokkende werklikheid. Hy sê, moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene. Die mense wat nie vir God ken nie, is besorgd oor, wat gaan ons eet? Wat gaan ons aantrek? Wat gaan ons ry? Waar gaan ons bly? Hulle is die ouens wat hulle lewenslang bekommer oor daardie dinge. Maar sê, julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Daai is belangrik. God weet wat ons nodig het. Hy weet ons het 'n dak oor ons kop nodig. Hy weet ons moet klere aantrek. Hy weet ons het basiese voedsel nodig om te oorleef. En hy beloof hy sal dit vir ons gee. Maar 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kom, ek maak dit klaar. Kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Dit is asof Jesus vir ons net die reg gee om oor vandag te bekommer. En nie oor môre nie. En Paulus, as hy die Filippense brief skryf, veral in hierdie deel van die brief, is op dieselfde trant as hy vir die Filippense aanmoedig om hulle oor niks te bekommer nie. Hy moedig hulle aan om, soos hy sê, oor niks besorg te wees nie, maar om hulle self en hulle lewens totaal en al, 100%, sonder twyfel, toe te vertrou in die hande van 'n liefdevolle Vader. Want dit is wat hy is. Wat sal die gevolg wees? Kyk na vers 7. Die vrede van God sal hulle harte en hulle sinne bewaar in Christus Jesus. Dit sal wag oor hulle gedagtes wat die hele tyd op hol is met hulle. En Paulus wat hier skryf, weet hulle moet dit hoor. Hy self, onthou, sit daar en hy skryf hierdie woorde met Romeinse soldate wat so te sê in sy nek blaas en wag oor hom. So ek dink gou die beeld wat Paulus moes gehad het. Daar's verskille oor presies waar hy was, maar ons glo hy was in 'n Romeinse gevangenskap gewees. Hy was onder die wakende oë van soldate, hy word bewaak, maar die gees van God lei vir Paulus om te skryf dat die vrede van God dieselfde doen vir die harte en die gedagtes van gelowiges, wat deur gebed en smeking en danksegging hulle begeertes bekend maak aan God. Die vrede wat vanoggend hier ter sprake is, julle, en wat alle verstand te bowe gaan, en wat 'n werklike bewustheid is, waarvan baie van ons kan getuig, is niks anders nie, as die vaste oortuiging, dat jy nou 'n verloste is in Christus. En omdat jy verlos is deur Christus, is jou lewe, soos Kolossense 3 vers 3 sê, saam met Christus verborge in God. Jy is veilig. En die bewustheid van hierdie werklikheid kan selfs jou hart en jou gedagtes tot bedaring bring. Hy praat hier van 'n onbeskryflike vrede wat die verstand te bowe gaan. Iets wat net God kan gee. En weet julle wat, hy gee dit graag vir sy kinders wat met onverbloemde harte na hom toe gaan. Wat impliseer dit? Dit impliseer ons het 'n verhouding met die Here. Dit sal nie noodwendig jou toekom as jy nie by die Here is nie. Jy kan sy kind wees, ja, maar jy kan jou stilte tyd afskeep. Jy kan nie gedissiplineerd wees in gebed nie. Jy kan nie die woord lees nie. En angstigheid jaag jou. Maar vir die wat hulle na die Here toe neem met onverbloemde harte en alles uitstort voor hom, vir hulle sal hy die vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Die sekulêre wêreld kan dit nie verstaan nie.
Die vrede wat die wêreld najaag, hang altyd af van eksterne wisselvalligheid. Maar die vrede van God, soos ek nou net gesê het, is 'n innerlike werklikheid in die harte van gelowiges. Paulus sit in die tronk, onthou. Jesus praat ook van hierdie vrede. Johannes 14 vers 27. Hy sê vir sy disippels, vrede laat ek vir julle na. Maar dis 'n spesifieke vrede. Hy sê, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. As ons die vrede wil beleef in ons lewe, dan wil ons die vrede van God beleef. Dit kan nie ontstaan deur positiewe denke of die afwesigheid van konflik nie, julle. Dit begin by die vaste oortuiging dat daar 'n lewende God is en dat die lewende God in beheer is en dat hy nou vir my syne gemaak het. Dat ons sal ag gee op vers 6, julle asseblief, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Het is maklik vir my om dit vanoggend van jou van die kansel af te sê. Ons moet vir mekaar bid hiervoor, want ek kan dit ook vergeet. God wil hê ons moet hom vertrou. En weet julle wat? Hier is 'n uitnodiging vir elke liewe dag van ons lewens. Elke liewe dag. Ons kan elke dag van ons lewens met hierdie bonatuurlike vrede van God leef. Maar hier is die disclaimer vanoggend. Weet dat dit beïnvloed kan word. Die vrede en die vreugde wat God daagliks vir ons bied, kan beïnvloed word deur die dinge wat ek en jy toelaat om ons denke te beïnvloed. Is regtig so? Kyk asseblief saam met my na ons laaste belangrike gedeelte vanoggend. En ek gaan dit kort hou. Die vrede en die vreugde van God in 'n gelowige se lewe kan beïnvloed word deur die kwaliteit van sy denke. Wat ons toelaat in ons denke bepaal wat uitkom in ons woorde en ons aksies. En Paulus beraad die Filippense daar in vers 8 op die volgende manier. Hy sê vir hulle, verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Ek besef, gelowig is dit baie dinge om oor te dink op 'n daaglikse basis. En ons mag dink, die Here het vir ons die voorreg gegee om te mag dink, om ons denke te mag gebruik tot die eer van sy naam, maar dan moet die morele maatstaf van wat ons dink en hoe ons dink, die woord van God wees. Dit moet bestuur word deur die Heilige Gees, wat ons altyd in elk geval wys na die karakter van Christus. Kan ek dit vir jou sê vanoggend, ek en jy het nie die toestemming om net te dink waaroor ons wil nie. Ons het nie die toestemming om te dink net waaroor ons wil nie. Die Filippense en so ook ons, julle word aangeraai om wat te doen. Om ons koppe te vul met die dinge wat die aanbidding van God sal inspireer. So kom ons vra onsself gou die vraag vanoggend, voordat ek afsluit julle. Vra jouself, is die dinge waaraan ek myself blootstel op 'n daaglikse basis, het sy nou op my selfoonskerm, of op my televisieskerm, of op my tablet, of in die boeke wat ek deurblaai, of in die gesprekke wat ek voer, is daai dinge wat die aanbidding van God sal inspireer in my lewe? Of druk dit my weg van God af? Want indien dit nie die geval is nie, moet jy vanoggend weet dat 'n baie groot deel van jou angstigheid, of jou vrees, of die skaamte waarmee jy rondloop in hierdie lewe, juis ontstaan by die dinge waarvoor jy jou ore uitleen en jy jou oë aan blootstel, elke dag. Wil jy die vrede van God beleef? Stroop jou van daai dinge. Dit sal jou angstig maak.
Wat ook al jy mee besig is en wat nie die aanbidding van God inspireer in jou lewe nie, is besig om jou verhouding met God baie negatief te beïnvloed. Is besig om jou vrede te steel. Die vrede van God sal jy ook bly ontwyk, hoe langer jy aanhou om jouself aan daai goed bloot te stel. So daarom, julle, wil ek afsluit vanoggend. Broeders, en dit geld vir die susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Vervang dit wat skadelik is met dit wat heilsaam is. Lees en bedink die woord van God, julle. Ek het nou die dag net besluit, ek gaan vir 2 dae, ek wil nie op YouTube gaan nie. Ek wil nie op my foon gaan, op sy sosiale media toepassings nie. Ek wil net in die woord wees. Weet julle hoe goed was dit vir my? Besluit dit vandag, al kyk jy preke, los net selfs die preke een kant, lees die woord. Kan weer die preke lees, luister. Lees die woord van God, wees in gebed. Bid geduldig, sonder ophou. Vra die Vader om jou te help om te fokus op dit wat goed en mooi en rein en waar is. Het sal dissipline vat, julle, maar ons het die Heilige Gees wat ons hiermee help en wat ons versterk. Christ alone be praised always. Risen